Hartlike goeienaand aan elkeen, welkom by vanaand se Sabbat opening en ek hoop dat u 'n goeie week gehad en dat u daarom nou 'n bietjie tot ruste kan kom. Maar voordat ons begin, kom ons sluit die oë soos oudergewoonte. Liewe Here, ons is dankbaar vir u goedheid, die liefde en die genade en ons is dankbaar dat ons weer eens kan begin rustig word terwyl ons in hierdie Sabbature ingaan. Ek wil bid en vra dat u nou ons gedagtenis sal oopmaak, ons harte triomfantlik sal maak vir u liefde en dit wat u vir ons wil wys en deurgee. Aan u kom die lof en die eer toe tot in ewigheid. Amen. So vanaand wil ek vir julle so 'n bietjie 'n praktiese voorstelling maak. En voor ons daarmee begin, wil ek graag hê julle moet blaai vir my na Matteus 11 vers 28 toe. Nou Matteus 11 vers 28 lees as volg: Kom na my toe, almal wat vermoeid en belas is, en ek sal julle rus gee. So terwyl jy daai woorde in gedagte hou, wil ek vir julle 'n praktiese voorstelling maak. En wat ek wil hê jy moet doen is jy moet 'n glas water kry, 'n glas kry jy water, en dan al wat jy doen is jy begin net die water in die glas in te gooi, maak net so 'n redelike hoeveelheid. En daar het ons nou die glas water. So, die vraag wat nou gevraag hier word is, as ons nou na hierdie glas water kyk, en ons sien hom nou hierso, dan sal jy sien dat die gewig en die water lyk nie eintlik baie van belang nie. Maar jy sien, dit hang af op die einde van die dag, hoe lank ek hierdie glas water moet vashou. As ek hierdie glas water vir 'n oomblik vashou, en dis baie lig, ek kan dit redelijk goed hanteer, kom ons sê vir 'n paar minuut of 2 of 3, dan is dit nie 'n probleem nie. Maar miskien as ek hierdie glas water nou begin dalk vir 'n uur hou of so, dan raak dit 'n probleem. Dan die laaste gedagte is dat ek dalk miskien nog 'n bietjie water bysit, so ek kan nog so 'n bietjie water optop, nog so 'n bietjie gewig gee. Maar ek dink die ding op die einde van die dag is as ek hierdie glas nou heeldag moet begin vashou, dan begin my arms lam raak en dit raak 'n probleem om hierdie glas op te hou. Die vraag is jy die gewig van die glas verander, glad geheel en al nie. Ja, as dit 'n bietjie water bygooi en so 'n klein bietjie swaarder gemaak, maar dit is iets om nie te hanteer. So, alhoewel die glas hanteerbaar is, wanneer jy 'n dag moet hou, gaan dit baie swaar raak om daai glas op te hou. Nou jy sien, wanneer dit by die stres en bekommernisse van ons dag en lewe word, is dit baie keer dieselfde ding te doen. As jy 'n rukkie daarna kyk, en na hierdie stres en hierdie bekommernisse wat ons inlaai, en wat ons vashou heeldag, as jy net vir 'n rukkie na dit kyk en jy gee dit oor in God se hande, dan pla dit jou nie. Jy voel vry, daar's nie baie stres nie. Maar hoe langer jy daaraan druk, hoe langer jy dit bepeins, hoe seerder begin dit maak, hoe meer ongemaklik maak dit jou. En dan wanneer ons begin sit met dinge en ons begin te worstel ons kop oor dinge heeldag en alles, dan later dan voel dit of ons net nie meer die lewe kan bereik wat ons wil bereik. En die antwoord wat ek vir julle het is die stres en bekommernis, gaan sit dit neer en gooi die water uit. Want jy sien, wanneer ons kyk na wat Jesus doen, nooi hy ons uit en hy sê, om al ons sorg en al ons laste na hom toe te bring. Ons moet dit nie net na hom toe, hy sê, bring dit en lê dit by sy voete neer. Maar jy sien, dikwels bid ons en vra ons die Here vir die oplossing en probleme, maar wat doen ons? Ons vat die glas en ons sê, ons gaan 'n bietjie vashou, ons gaan 'n bietjie vir dit kyk. En hier het ons nou 'n probleem, maar nou raak die bekommernisse groot. 'n geïnspireerde skrywer het die volgende geskrywe, miskien het u dit al gehoor, maar dit was sulke mooi woorde, hy sê, baie wat belydende volgelinge van Christus is, het angstig en bekommerde harte, omdat hulle bang is om onsself aan God toe te vertrou. Hulle maak nie 'n volkome oorgawe aan hom nie, want hulle deins terug van die gevolge wat sou 'n oorgawe mag inhou. Maar tensy hulle so 'n oorgawe maak, sal hulle geen vrede ondervind nie. Is dit nie halfhartseer nie?
Daar is baie wie se harte ineengekrimp is, wie se harte dalk vol pyne is, want jy sien, die sorge van die lewe is omdat ons probeer streef na 'n standaard wat die wêreld aanvas. Die Engelse woord is baie keer 'n revenge, of iets wat my pla, ek kry net nie dit verby nie. Hulle kies om die wêreld se dinge te doen, die wêreld se gewoontes te doen, die wêreld se gewoontes aan te neem. Gevolglik is hulle lewe 'n las. Jy sien, ons vat daai glas en ons hou hom vas, en nou begin daai glas swaar raak. Die Here begeer dat ons hierdie las, hierdie glas laat los, dat ons hierdie juk sal laat los. En dit word so mooi opgesom, en dis waar Jesus ons nou in Matteus 11, hy sê, my las is lig, en my juk is sag. Jy sien, wanneer ons met bekommernis is, wanneer ons met daai stres in ons gedagtes sit, dan begin ons blind raak. Dit verblind ons vir die lewe om ons. Ons kan nie meer die toekoms sien nie, ons kan nie meer sien wat môre gebeur, wat vanmiddag, vanaand gebeur nie. Maar Jesus sien die einde tot by die begin tot die einde. En in elke moeilikheid het hy 'n weg vir ons voorberei, 'n uitkoms, wanneer ons net 'n glas wil neersit. Psalm 82 vers 12 sê dit mooi, hy sê, hy sal die goeie nie onthou aan die wat in opregtheid wandel. Nou, toe ek dink aan hierdie gas en ek dat ek net 'n bietjie gaan kyk na Matteus 11 vers 28 en ek gaan kyk so 'n bietjie na 'n ander vertaling. Toe het ek so 'n mooi gedeelte gekry in die boodskap en ek wil dit graag vandag vir u bring. En hopelik sal dit vir u dalk 'n bietjie moed gee. Matteus 28 tot 30 sê as volgende die boodskap. Daarom wil ek julle uitnooi. Voel julle moeg vir hierdie lewe? Knak julle knieë onder al die probleme en die verantwoordelikhede wat julle moet dra? Het julle godsdiens leeg geword? Sodat dit julle geestelike dors nie meer les nie. Kom dan na my toe. Kom wy jou lewe aan my toe. By my sal jy weer sin van die lewe ontdek. Kom luister na wat ek vir jou oor die lewe wil leer. Ek sal jou leer dat geluk nie is om heeltyd net vir jouself te lewe nie. Jy sal ontdek wat dit beteken om nog vir ander mense tyd en liefde oor te hê. Kom ontdek watter vreugde dit bring om te leef soos God wil hê jy moet leef. Dis nie moeilik om so te leef nie. Om die waarheid te sê, as jy so begin leef, sal jy agterkom hoe lekker die lewe regtig kan wees. Kom ons bid saam. Liewe Here, ons is dankbaar vir u goedheid en die gawe en die liefde. En waar u weer eens die karakter openbaar om vir ons te sê, het gaan nie oor die water in die glas nie, het gaan nie oor die glas of die gewig nie, dit gaan oor om ons laste en ons bekommernisse af te lê voor die voete, waar u ons las wil dra, Here. Daar waar die boodskap op die einde sê, en dit sê vir ons, en so begin lewe, sal julle agterkom hoe lekker die lewe regtig is. En dis waar ons wil wees, Here. Ons wil u ontmoet, ons wil die liefde ervaar, en ons wil 'n lewe van lekker en vreugde ervaar. Mag ons weer eens vanaand ons las daar nie oorgee, ons probleme, en mag u dit vir ons vat en verwyder, sodat ons die lekker van die lewe kan geniet. Dankie vir die goedheid en die liefde. Ons vra nie een van hierdie dinge omdat ons dit verdien nie, maar ons vra dit alleenlik in Jesus naam. Amen. Mag julle 'n baie mooi dag hê, 'n baie mooi aand hê, tot ons mekaar weer sien. Dit is my gebed vir elkeen. Totsiens.